So, is daar enigiemand wat 'n getuienis wil lewer? Niemand nie. Nee man, julle is boring. Is daar enigiemand? Jori, het jy iets om te deel? Is iets op jou hart? Daar is hy. Wat ek wel hierdie week ervaar het is nie, en ek het probeer om meer die woord te bestudeer, spesifiek oor die vulling van die Heilige Gees. En die Heilige Gees is uitgestort nadat Jesus opgegaan het. Maar toe wonder ek by myself, was die Heilige Gees nie ook in Jesus gewees nie, want hy was dan hier op aarde. En dis vrae wat ek probeer antwoord het, maar ek het antwoorde gekry. Want toe Jesus in die Jordaanrivier gedoop was, toe het die Heilige Gees afgekom. Soos die duif, nee, sê dit, Vader was in die hemel en die Heilige Gees het afgekom. Maar hy sê net daarna het hy in die wildernis ingegaan, gevul met die Heilige Gees. So dit sê vir my, dat Jesus ook die Heilige Gees in hom gehad het, en dat ons dit altyd sal onthou, nie net met die uitstorting van die Heilige Gees nie. Voor dit nog, was die Heilige Gees, en ons kan in die Ou Testament ook lees daarvan, dat daar mense gevul was met die Heilige Gees, voordat Pinkster plaasgevind het. So vir my het dit regtig deure of my oë laat oopgaan vir sekere goede, en hierdie was een van die dinge wat geopenbaar was. Awesome, dankie Jori. Kragtig. So, vanaand kyk ons, is daar nog iemand anders te? Going, gone. Okay. Ek weet nie van julle nie, maar ons, soos ek, Jacques en Jordaan, ons voorberei het vir elke aand. En ek dink in die voorbereiding het ons meer ek begin meer verstaan oor die Heilige Gees. Maar nie net die Heilige Gees self, maar die vrug van die Gees en die gawes van die Gees. En daar is baie van ons wat miskien 'n wanpersepsie het van sekere goed en hoe ons seker goed sien. En ek hoop iets het iets gekry hierdie week wat net vir jou was. Wat die Here net vir jou gegee het. 'n Openbaring, 'n nuwe siening op ietsie, maar ek glo regtig dat maar vir my was dit gewees van Here, dankie dat ons die Heilige Gees het. Dankie vir die vrug wat ons kan dra in hierdie wêreld in. Dat ons hoef nie bang te wees vir wie ons is nie. Ons is Christene en ons kan die vrug dra. Dankie, Jacques. Amen. So die een groot skrif as ons nog gaan kyk in Jesaja 53 vers 5 sê dit, by his wounds and by his stripes we are healed. En toe ek die skrif lees, nou dink ek soos wat Jordaan gisterand gepraat het, van nou het ons geloof, ons bid vir iemand wat sy arm krippel is en woep, gaan die arm reguit. Yes, by his stripes and his blind, Bekkie kan my so bietjie sagter sit. By his stripes and his blood we are healed. En ek sê, Here, maar is dit net 'n fisiese healing? En hoe meer ek, soos Jordaan sê, hoe meer ou in die skrif kom, besef ons dat daar is meer net as fisiese healing. Want baie van ons gaan kerk toe en kry ons seer. Baie van ons loop in die dorp rond en ons kry seer. Ons het emotional healing ook nodig. Ons het nie net fisiese healing nodig nie. Ons gedagtes, soos wat as jy Romeine 12:2 lees ook, by the renewing of the mind. Ons het dit ook nodig. Want dit is 'n konstante fight wat ons fight, nie net tussen die vlees en nie, maar in die geestesriem. Ons moet besef dat die geestesriem is baie erg. Ek en Lizelle is die week daar by kliënt en dis moslim mense en hulle sê, lang storie kort, hulle kan hulle huur betaal nie, want en die dogter sê, have you ever heard of witchcraft? En ek sê, sissie, in my gees, ons het dit al experience, ons weet wat die duiwel kan doen, maar daar is net een weg en dis Jesus. Daar is net een oplossing en dis God. En daar is net een mens wat jou die lewe kan verander en dis die Heilige Gees. En in my gees begin ek net bid vir hierdie moslims en ek bid en ek sê, Here, have an encounter with them. En het was so amazing eintlik met die Jordaanse woord gisterand kon ek besef, op baie oomblik het die Here vir my die gawe gegee van die onderskeiding van geeste. En toe ek en Luzelle in die bakkie klim, toe sê ek vir hoor hierso, hierdie is 'n gees van lafaardheid en hulle het vir jou gelieg. Daar is niks witchcraft en goeders betrokke gewees nie. En dis wat die Heilige Gees doen en dis daai toolbox wat ons daar baie oomblik in gebruik. So what is healing? Biblical healing is not just a physical restoration, but a wholeness. So, partykeer as jy wil fisiese genesing het, moet jy eers toelaat dat die Here binne in jou beginne.
Hy moet eers want ons is siel, liggaam en gees. So die Here moet reg diep in jou hart begin en dan moet hy uitwerk. En dis waar ons healing nodig het. Ons het nie net fisiese healing nodig nie. Dis soos die mooi woord shalom. Oom Willie sê altyd as hy vir my TS tot sins sê, dan sê hy van shalom. Maar dit is so mooi eintlik en toe ek het nou regtig gaan lees vandag, toe besef ek, eintlik spreek Oom Willie lewe oor ons. Shalom is lewe. So this statement emphasizes the biblical healing goes about simple curing the physical alignments in the Bible. Healing often talks about the spiritual renewal, restoring one's relationship with God, emotional peace, healing from trauma, verhoudings om reg te maak, meaning the broken relationships, and physical restoration. En hierdie was my so mooi geweest, toe ek het voorbereid, the essence, the biblical healing is about the wholeness, a complete restoration of the body, soul, and spirit, in alignment with God's purpose of peace, often referred to as shalom in Hebrews. So dis wat ek nou veel ek probeer sê, het is, God wil kom vanaand, en hy wil sê, Rian, Jordaan, Des, almal van julle, hy wil binne in julle beginne vanaand, hy wil van binnekant af genesing bring. God is interested in healing the whole person. As ek dink, ons gaan nou daarby kom, die vrou wat die bloedvloei gehad het vir soveel jare, en al wat sy gedoen het, sy het wel net in Jesus se kleed gevat het, want sy het geweet as sy in Jesus se kleed vat, gaan sy genesing kry, daai geloof wat Jordaan van gepraat het gisteraan, daai bo-natuurlike geloof, ek weet, as ek aan Jesus gaan vat, gaan ek genesing kry. En sy het uitgegaan met 'n missie en 'n visie om aan Jesus te gaan vat. Maar toe sy aan Jesus vat, toe sê hy, wie het aan my gevat? Toe voel hy die krag het om uitgegaan. Die Heilige Gees het daai vrou begin bedien. En sy is van binnekant af heeltemal genees. Just of one touch of Jesus. She just had the faith in Jesus to restore her. Soos ek Dinsdag aand begin bedien het, is God wants to use the ordinary people for the extraordinary. Die disciples het uitgegaan vir mense gaan bid en duiwels uitgedryf en hulle het goed gedoen wat ons ook kan doen, because they were ordinary people ready for the extraordinary. Soos ek nou gesê het in 1 Thessalonians 5:23, it says we are body, soul and mind. En dis wat ons nou gaan vanaand kyk, ons gaan kyk na fisiese genesing, mind healing and spirit healing. En die woord van God is regtig awesome. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na physical healing. Jesus healed in all manner of diseases. So Matteus 9 sien ons gaan Jesus en hy loop verby die mense en hy begin vir die mense bid en hulle kry fisiese genesing. Ons lees van hoeveel keer wat Jesus die malaatses genees het. Ek dink aan daai man wat hulle deur die dak laat sak het en gesê het, Jesus, genees hom asseblief. Maar wat het Jesus gesê? En dis belangrik dat ons dit verstaan vanaand. Jesus het een crucial woord gesê voor die tyd, een sinnetjie, hy het gesê, your sins are forgiven, you are healed. Wow, is dit nie amazing nie? Rian Botha, die Here sê vanaand vir jou vanaand, your sins are forgiven, you are healed. Ons moet dit begin besef, dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, jou sondes is vergewe, en jy is genees. Maar hoeveel keer vir ons net vir genesing, en dit gebeur nie altyd nie. Maar dan is dit, partykeer ons soos Jordaan gisterand gesê, ons het nie altyd antwoord, hoekom het dit baie oomblik gebeur het nie. Maar in die Here se tyd sal dit gebeur. Ek het nog ons hoek gekry op hierdie Chosen story, en ek en Luzel kyk het so lekker, en het was nog ons baie goed gewees, en daar is op 'n stadium, een van Jesus se disciples, John, en hy is baie krippel, en hy bid, en hy sê, Jesus, hoekom genees jy my nie? Hoekom kry ek nie genesing nie? Ek is jou disciple dan. Ek moet ook 'n miracle wees, en kan gaan testify, en vir die mense sê my, Jesus het vir my hande opgelê, en ek is genees. En ek besef een ding wat daai aand het my hart kom slat, en hy sê, in die storie sê Jesus vir John, but what of a bigger testimony you will be, if you pray for the sick, and they will be healed in your incapacity, in sy weakness, of in sy, wat 'n mooi woord nou vir, in sy swakheid, in sy krippelheid, as
ek het so kan sê, bid hy vir mense, en hulle kry genesing. Wat 'n groter testimony is dit nie? Dat Jesus daai krippel man gebruik om mense te genees. God invites us to pray for healing. In James 5:14 en 15 praat daarvan, ons moet bid vir genesing. Ons bid elke aand vir Lozelle se genesing. En ons weet of ons vertrou dat die Here op die regte tyd gaan hy daai sciatica release. Ek weet dit, ek het daai bonatuurlike geloof in Jesus en ek onthou toe ek tot bekering gekom, ek het dit al gedeel met van julle. Het Lozelle altyd vir my gesê, hoorie, ek weet jy het 'n kinderlike geloof in Jesus, maar raak nou net rustig asseblief. Sê ek, ek kan nie, want ek weet wat God kan doen. Ek weet dit. En dis op die geloof wat ek staan vir my vrou se genesing vanaand. Ek weet die Here gaan haar genees. Die dokter sê operasies, die ene sê dit en daai ene sê dit, dan sny ek dit af in die naam van Jesus. Want my God is 'n lewendige God. Ja, ek weet ek moenie stubborn wees nie en ek weet ek moet ook luister wat die dokter sê. Ons het ook dokters vir 'n goeie rede, maar my dokter vra my nie 'n sent nie. Hy vra net geloof. Dis al wat gebeur. En dis kom Jordaan, het vir Jordaan so moeilik was om te bedien gisterand oor geloof, want geloof en genesing gaan so hand in hand saam, want sonder geloof kan ek nie God behaag nie, maar ek moet ook geloof hê, as ek vir TS gaan bid, as hy siek is, gaan hy gesond word. En as hy nie gesond word, moet ek nog steeds geloof hê, dat die Here hom op die regte tyd gaan genees. Ons het al gehoor van getuienisse wat hulle hande op mense gelê het en die ouens is huis toe sonder genesing en dan ieweslik kom hulle terug 2 of 3 dae later en sê, hoorie, maar ek het begin sien. Ek is genees. Jesus het my kom aanraak. We need to have the faith in Jesus. Healing shows God's compassion and power. Dis my nogals baie mooi gewees. The woman with the issue of blood, en so nou gelees het in Markus 5. Faith in Jesus led to a physical healing. So sy het geglo, so ek nou gesê, just by the touch of Jesus, I will be healed. En ons kan nog steeds aan Jesus vat vandag. Ons kan nie fisies nie, maar in die gees kan ons nog steeds aan Jesus vat vandag en sê, Here, hier is my hand, ek strek uit. Julle onthou altyd my weegbrug storie wat ek vertel het. Van as ons Jesus se hand gaan vat, gaan hy vir jou sê nee. En dit klink baie cruel, want as jy op daai weegbrug loop, ek is verskriklik, ek is so Jordaan, as ons op voete staan, as ons bang vir hoogte. Hierdie trappies is amper vir my te hoog. Maar ek weet, as ek aan Jesus se hand kan vat, en het gaan goed met my, kan ek sy hand enige tyd los. Want dis wat ons doen as Christene. As het goed gaan, dan los ek Jesus se hand, tot het weer swaar gaan, dan trek ek uit, dan vat ek weer Jesus se hand. En oor hierdie weegbrug, en swaai, die wind swaai jou left, right en center, sê Jesus vir jou, Ivan, nee, jy kan nie my hand vat nie. En nou dink Ivan, maar ek is 'n kind van Jesus, hoe kan hy vir my sê nee? Dit klink mos nie reg nie. En hy draai hom en hy sê, Ivan, ek gaan jou hand vat. Want as ek jou hand vat, gaan ek jou nooit ooit laat los nie. Al voel dit so. Maar as Jesus kom en hy vat Ivan se hand, gaan hy hou tot die dood. Sal hy Ivan se hand vashou. Want hy is lief vir Ivan. Hy wil nie Ivan moet swaar kry nie. Soos dis hoe healing werk. God wys sy compassion en sy power vir ons. God heals the mind. Mental and emotional healing. God is close to the broken-hearted. In Psalm 34 lees ons hier van 34 vers 8. En dit is my so mooi toe ek hierdie Psalm lees, toe besef ek net, partykeer is ons emosioneel so gebreek. Ek onthou op skool, het die ouens altyd my neergekyk op my, omdat ek nie finansies gehad het om so goed soos hierdie ouens te wees nie. En emosioneel het my gebreek. Winter, somer het ek skool toe geloop, my 10 kilo skool toe geloop, maar ek wil by die skool gewees het. Want ek het veilig gevoel by die skool. Ek het veilig gevoel op die sportveld. Maar emosioneel moes ek ook al healing gekry het op 'n stadium in my lewe. En toe ek die Psalm 34 lees, toe besef ek, maar God was altyd daai tyd met my. Al het ek ver van God af gevoel, was hy tog naby in my gewees. Ek het nou dag met iemand gesels ook, en toe gesels ons so 'n bietjie van, ek het op 'n stadium na Blykend Benou nie, en ek het in Ferrymeer gewerk, so ek het daar by KFC gewerk. Ek weet nie hoe die secret recipe werk nie, maar ek het vir hulle gewerk vir op 'n stadium. En ons moes 8:00 in die oggend ingeklok het, as 'n shift supervisor, en dan moet ons vanaand tot 10:00 toe werk, en dan moet ek uitklok. Dan moet ek huis toe loop. Dan loop ek aan die donkerte,
My vrou kan getuig, sy kan vir julle sê, ek praat nie twak nie. Ek is vrek bang vir die donkerte gewees. Soos in, as ek donkerte sien, dan kry ek so angstige rilling oor my lyf, ek wil net hardloop, ek voel, ek gaan uit my nate bars. En dan loop ek in daai Benoni, dan loop ek van verre meer af terug Benoni toe, wat so 12 kilos is. Nou op 'n stadium moet ek so deur 'n brug loop, dan sit pik donker. Dan weet ek nie, hoe gaan ek hier deurkom nie. Bang. Sê ek net, Here, help my. Ek kan nie, ek raak angstig. Dan sê die Here, ek is met jou. En hardloop ek deur daai brug, en skien ek kan vir die brug kom as ek poegaai. Moeg. Maar môreoggend is ek weer terug by die werk. Ekskuus. En soos Filippense 4 sê, He replaces anxiety with peace. En die dag toe ek regtig vir Jesus ontmoet, toe gaan al die angstigheid van die donkerte uit my uit. Die vrees van doodgaan, die vrees van ek is nie goed genoeg nie. En ek kry hierdie bonatuurlike vrede oor my. En vandag is Lucia lag so nou en dan vir my, dan sê ek vir haar, sit net die afligte, het is te bright in die kamer. Dan sê sy, maar nou dag het jy gesê, ons moet 'n lig gaan sit. Ek sê nee, sit hom af, is alright. Jesus is hier met ons. En dis wat ek nou kom deel het van Romeine 12, vers 2, God comes and he renews the mind. En al ons struikelblokke kom Jesus en hy sê, but I've got your mind. Just trust me, I want to renew your mind. En ek dink ek bedien vir myself vanaand. Ek voel partykeer soos Elijah daar in 1 Konings 19, gaan hy op in die berge en hy is die groot profeet van Jesus en van God en hy doen hierdie wonder, hy profeteer left, right en center, maar niemand luister vir hom nie. Niemand hoor wat hy sê nie. En hy hardloop op in die berge en hy gaan kruip weg en God sê vir hom, maar wat soek jy hierso? Hy sê, I'm not worthy. God, niemand luister vir my nie, die mense wil my doodmaak. Hulle dink ek is kens. En God maak 'n klomp goed gebeur op daai oomblik, daar gebeur aardbewings en dan kom 'n groot storm. Julle kan dit gaan lees, dit is eintlik baie interessant. En die woord sê in die New Living Translation, there came a big wind, but God was not in the wind. There was a big earthquake, the earthquake was so big that the stones fell off the mountain, but God was not in the earthquake. En al die storms wat gebeur op daai oomblik, gaan Elijah en hy gaan kruip weer weg binne in die grot. En God sê vir hom, wat soek jy daar binne? Hy sê, God, ek is bang. Hoe? En God gee hom op 'n instruksie en sê, go. Go and anoint, go and anoint. En op daai oomblik besef Elijah, deur sy angstigheid, deur sy depression wat hy gehad het, hy het depressie gehad. Dis 'n groot profeet van God. Dis moeilik om te dink dat hierdie manne depressie moes gehad het. Maar die belangrikste is, he was an ordinary man he was an ordinary man used for the extraordinary. En hy het uitgegaan en gesê, Here, ek sal dit doen. En hy het sy vrees en sy depressie vir God gegee. En hy het uitgestap en hy het gesê, I'm going. En dis hoe ek gevoel het op, dat ek hierdie stuk voorberei het, sê ek, Here, maar ek was soos Elijah gewees, jammer, ek vra vir verskoning, Here. En die Here bedien my die week, of vanoggend altans, in my kantoor. En ek het daai oorkom, Heilige Gees, seker 50 keer geluister vandag. En gesê, Here, bruikbaar en gereed staan ek. Stuur my. Stuur my. En die volgende punt wat ons vandag gaan kyk is, God heals the mind. Mental, emotional healing. Ekskuus, ek stel weer terug, ek reversal weer. God heals the spirit, spiritual healing. Sin is the root of brokenness. Jesus heals us spiritually. In 1 Petrus 2 lees ons hiervan. Sonde kom, maar soos ek nou gesê het, Elijah was ook 'n mens gewees en hy val in depressie, normale mens. Partykeer val hy in 'n gat, maar dit is belangrik om terug te gaan na God en sê, weet jy wat, Here, ek is jammer. Vergewe my vir my sonde. Ons het gepraat oor die vrugte van die Gees maandag. Is daai teks, vanoggend gaan die hele dorp se krag af, Markwart se krag, lei die brand, die hele streek was se krag was af. En op daai oomblik wonder ek, wat gaan deur mense se gedagtes?
En die eerste ding is, wat my gedagtes kom, ek wonder wie vloek die mense nou weer. Want dis wat ons doen. Ons is so vinnig om iemand te blameer en te skel, en te sê, maar weet julle wat, Eskom se, dan gat ons weer. In plaas van om te sê, Here, red Eskom. En dis nou 'n simpel voorbeeld wat ek gebruik van sonde wat in ons lewe kom, daai klein gewoontetjies wat ons kry. Daai taxi wat voor jou inry. Daai een persoon wat verby jou loop wat jy nie kan verdra nie. Wat doen jy as jy daai persoon sien? Forgiveness and new birth are the deepest healing. In Psalm 103 en in Ezekiel 36 kan ons hiervan gaan lees. As ons vir Jesus vra om ons te vergewe, dan vergewe jou totaal en al. Dan is dit so mooi soos hierdie bladsy hier agter. Dan gaan hy nie eendag kan sê, "Hierdie Jacques, jy het ge-ABC nie." Hy gaan sê, "But you are clean, white as snow." En dan kom hy en soos ek voorbereid en ek lees hierdie stukke, besef ek eintlik dat toe God my daai dag vergewe het, is dit een van die mees amazingste healings wat ek kon gekry het. Ek kon my pa beginne vergewe het. Ek kon my ma vrygespreek het. Hierdie 70x7 het wonders gedoen in my lewe. As ek vies raak of ek dink aan iets wat ek nie moes, as ek, Here, 70x7, dan wil ek vir TS bless, want hy het my geforseer om dit weer te doen, met 'n gante in my kop gehou en gesê, beter dit weer doen. Maar is amazing hoe die Here gebruik hierdie healings vir ons, deur kursusse ook te gedoen. Healing often begins with repentance and surrender. Ek het al so 'n bietjie daarvan gedeel, daar eendag toe Alexander nog bid oor preek oor vergifnis, en ek sit in die kerkbanke, ek het Jesus net leer ken, en ek is arrogant, en ek sê, Here, as my pa vandag sien, sal ek hom vergewe. Ja, toe kry ek mos vir my. Gelaai hulle by die huis af, ons het nog daar gebly waar Jordan hulle kantore is, en sy sê, hoor, gekoop net, gaan ons brood en melk en ietsie om te eet vir die Sondag. Ek sê, "Sjap, ek is nou hierso." En wat gebeur? Raai wat gebeur. Stop by Spar, die nuwe Shoprite nou. Wie stap uit Shoprite? Nog Spar uit? My pa. En in 'n giggel. Ek sê, "Regtig, Here, moet dit nou vandag wees?" En op baie oomblik kon ek gaan voor aan my pa en ek kon gerepent het en gesê, "Dad, weet jy wat, vergewe my vir die ongehoorsame seun wat ek kon gewees het." En ek surrender aan God. En hy restore daai dag. En ek kon 'n pa daai dag ontmoet. Ekskuus julle. The paralyzed man, ek het nou daarvan gepraat in Markus 2, waar daai ou deur die dak, sy vriende het geloof gehad in Jesus. En hulle het geweet, as Jesus net vir hom kan sê, jou sonde is vergewe, sal hy genees en kry. En dis om ek sê, dit is baie belangrik dat ons besef, dat Jesus eers ons sondes vergewe, voor hy ons genees. Want hy wil diep in jou hart beginne. Hy wil diep kom sny. En dis wat Jesus in my besig is om te doen. Jesus kom en hy sny my diep in hierdie week. En ek het gesê, Here, ek kom met 'n oop hart hierdie week. Want ek wil 'n nuwe vars anointing hê van U af. Ek wil U op 'n nuwe manier ontmoet. En afsluiting wat ek vir julle sê vandag, die healer is hier. God's healing is not the ultimate, it's not the limited to the past. He heals today. So God het nie net in die Bybel genees nie, hy genees nog vandag. Fisies, emosioneel, geestelik, hy genees nog vandag. His desire is to make us whole, body, mind and spirit. Soos ons vandag kyk, Jesus came to bring total healing. Not just to treat symptoms, but to make us whole. Ek deel met TS vanoggend, ek lees nou in die skrif vandag en ek sê, maar die Bybel sê, Jesus walked past and he healed everyone. En die Heilige Gees begin my bedien en ek sê, Here, maar hoe werk dit? Jy het verby mense geloop en almal was genees. Was almal siek gewees? Was daar soveel siek mense? En die Heilige Gees sê vir my, nee,
I want to restore body, mind and spirit. En dit gebeur as ons in die woord kom, dan begin ons besef dat Jesus doesn't want to treat the symptoms, but he wants to treat the whole body. Physical healing reminds us of God's power. Mental healing shows his compassion and nearness. Spiritual healing is the most important and it's the most important and internal. Healing follows from the intimacy with Jesus. En hoekom sal ek sê spiritual healing is the most important? Vir my was dit belangrik om geestelike genesing te kan kry, om fisiese genesing te kan kry. Want as Jesus binne in jou hart begin sny, dan vloei sy gees net so, ons hoor my hart net, as ons sy gees makliker vloei deur jou, want dan connect jy meer met God, en dan sê jy, Vader, as jy my hart kan restore, kan jy my knie reg maak, kan jy my spiere wat seer is reg maak. So ek wil sommer net hê ons moet ons oë sluit en net met Here connect en sê, Lord, where do I need healing tonight? Is it physical healing? Is it mental healing? Is it spiritual healing? Maybe it's all three. What healing do you need tonight? En ons gaan vanaand doen wat die Bybel vir ons sê, ons gaan vanaand vir mense bid. Ons gaan hande oplê en ons gaan bid en ons gaan die Here vertrou om mense te genees vanaand. So ons gaan dit in 3 kategorieë opdeel. Ons gaan vir fisiese genesing bid vanaand, emosionele genesing en geestelike genesing. As jy voel jy wil enige 3 van hierdie hê, wil ek hê jy moet vanaand, en ek voel het diep in my hart, vergeet van die persoon langs jou. Ons is nie 'n familie om vanaand uit te gaan en sê, hoor het jy gehoor, T.S. het nou weer spiritual healing gekry, of AJ was emosioneel weer so gebreek en goeders nie. Ons is 'n gemeente wat vanaand saam gaan staan en ons gaan saam vertrou vir deurbraak vir ons boetas en sissas, want ons het mekaar nodig.